Ja, hierdie is vir my baie moeilik om oor te praat sonder om emosioneel te raak. Want ek dink, ek kom uit 'n land uit Suidwes uit waar kampvuur en storie vertel so 'n integrale deel van ons bestaan was. En die stories wat ek as klein dogtertjie gehoor het om daai vuur het vir my so 'n sense of belonging gegee. Ek hoort hier, ek is iemand, ek kom van elders af. En ek dink in hierdie fase van ons wêreld en bestaan op aarde, het die tye wat families gegeen word om daai stories van oupa en oupa grootjie en een voor hom oor te vertel vir die volgendes, al hoe minder en minder geword, want ons lewe is net so vinnig en so elektronies en dis raak moeilik om hierdie goed te doen. En dit beteken dat soos wat 'n mens geslag na geslag aanbeweeg, raak vervaag hierdie stories en begin mense stories anders oorvertel as wat die waarheid was. So ek dink die eerste ding wat vir my ongelooflik belangrik is dat 'n mens, soos ek dink dis die Namakolanders, jou kom vandaan moet ken. En dat jy hierdie familiegrondwet handves dokument moet gebruik om hierdie stories wat tradisioneel deur oorvertelling oorgedra word van geslag tot geslag te dokumenteer, neer te skryf sodat dit nie verlore gaan vir die volgende geslag nie. Want wat gebeur met generasies wat later onbewus raak van waar hierdie goed vandaan kom en wie wat opgeoffer het om dit daar te stel, gee later 'n sens, en julle moet my asseblief verskoon, want ek het baie hard gaan soek vir 'n Afrikaanse woord wat so lekker klink soos entitlement, en daar is nie so 'n woord nie. So entitlement is amper 'n aanspraak, dit raak my reg om in hierdie familie die baas van die plaas te raak. En ek vergeet waar dit vandaan kom, of ek hoor nooit waar dit vandaan kom nie, of dit is net bloot nie gedokumenteer nie. En dis hierdie sin op aanspraak of entitlement wat maak dat die volgende generasies nie genoeg waarde heg en nie genoeg verantwoordelikheid of bydra lewer tot die suksesvolle voortbestaan van hierdie familiebesigheid in die volgende geslagte nie. Die navorsing wys regtig dat slegs 12% van familiebesighede dit maak in die 3de generasie en net 3% oorgaan na die 4de generasie toe. En as 'n mens mooi gaan kyk na families, sit net nou gesê die grondwette bestaan baie meer in Europa en ander lande as in Suid-Afrika, maar as jy gaan kyk na die Italiaanse tradisies byvoorbeeld, waar daar 3-4 geslagte in 'n huis is en ons om tafel by die stories praat, beteken dit die familiebesighede, daai stories anker amper die familie en hulle bates op 'n manier wat maak dat hulle volhoubaar voortbestaan. En dit is dit wat die hartklop is van die grondwet. Dis dit wat ek kry nie my woorde as ek so raak oor iets nie, want dit is, as jy nie weet waar jy vandaan kom, gaan jy nie weet waartoe jy gaan nie, en jy het nie respek vir dit wat jy gekry het nie. En dat jy amper, rentmeesterskap is vir my so 'n ongelooflike woord, dat jy amper vergeet dat jy rentmeester van goed is wat met bloed gekoop is baie keer, wat met sweet betaal is, wat baie duur pryse gekos het, baie meer as die prys wat jy vir dit betaal het. En dat jy dit vergeet. En dat omdat mamma vir jou koffie in die bed bring, as dit koud is en pappa alleen in die koue gaan melk, jy amper entitled raak om nou sommer van die bed af te boer, want jy vergeet eintlik wat dit kos om daar te sit en dit te maak werk. En ek dink, om af te sluit daarmee, ek dink die grondwet is 'n baie nuttige dokument om hierdie stories te dokumenteer, vas te lê en vir generasies om te kom 'n sense of belonging te gee. Ons hoort, ons kultuur, waar kom ons vandaan en wie is ons en wat definieer ons besigheid uniek tot iemand anders wat baie nou met die familie se waardes en die geskiedenis verweef is.